Ek wonder, wat is die dinge wat elkeen van ons op 'n daaglikse basis doen? Dalk net so 'n bietjie, ek wil net jou gedagtes aan die gang kry voordat ek gaan open met gebed. Wat doen jy elke dag? En behalwe die dinge wat jy elke dag doen, wat is die dinge waarop jy staat maak? Wat is die dinge waarop jy vertrou? As ek dink aan goed wat die mense elke dag doen, is goed soos tandeborsel, werk. Goed waarin ons vertroue stel dalk is, jy kan sê, ek maak staat daarop dat die feit dat ek elke dag my tandeborsel behoort nie goed daarom nou nie heeltemal te vinnig te ver agteruit te gaan. So ek vertrou ook op daai tandeborsel ritueel wat ek elke oggend en elke aand doen, en daar's goed wat ons elke dag doen omdat ons 'n mate van vertroue daarin het. Ons stel ook vertroue baie keer in geld en goed. Maar terwyl jou gedagtes hooplik so 'n bietjie georden raak rondom dit, kom ons raak stil. En ons gaan nou saam bid. Here, vanoggend het die vraag, wat maak ons hier en wat soek ons hier, dalk 'n bietjie snaaks op ons ore geklink. Maar dit is nodig dat ons in selfondersoek en introspeksie gaan kyk, hoekom is ons hier? En as ons diep genoeg gaan krap, dan kan ons dalk by punt ook uitkom waar ons besef dat ons hier is uit gewoonte uit, of dat ons hier is vir ander redes, as die redes waarvoor ons hier moet wees, en dit is om U te loof, om U te prys, om saam met medegelowiges U lof te besing, om gevoed te word vanuit U woord. Here, rig ons gedagtes en ons harte op U. Kom skryf die boodskap deur die krag van die Heilige Gees in ons elkeen se hart. Vestig ons vertroue op U. Rig ons oë op U. Weg van onsself af, weg van aardse goed en aardse dinge. Here, ons bid dat die gedagtes in ons elkeen se hart en die woorde van my mond vanoggend ook vir U aanneemlik sal wees. Slegs deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend is uit Handelinge 17 vers 16 tot 34. Dit is 'n redelike bekende gedeelte uit Handelinge uit. En terwyl julle so lank daarin blaai, kan ek 'n inleiding gee dat ons met die regte oog die teks sal benader, dat ons sal weet ons luister met die regte ingesteldheid daarna en weet wat het gebeur. Ek sê altyd, dis soos om 'n televisiereeks te kyk en nou sê hulle hier in die begin vir jou previously on, en dan gee hulle nou historiese naam en dan gee hulle vir jou nou 'n klomp flitsse van wat gebeur het. Jy het dit nodig om te weet, hoekom is hierdie dinge wat nou hier plaasvind in hierdie episode belangrik, en so ook is dit met die gedeelte in Handelinge waarmee ons vanoggend besig is. Hierdie is deel van Paulus se tweede sendingreis. As jy nou agter in jou Bybel al gekyk het en gesien het, daar's 'n klomp kaarte, een van hulle. As ek bereid om geld op te sit, sal Paulus se sendingreise wys. En ek is bereid om geld daarop te sit dat die meerderheid van ons nog eers na daai kaarte gekyk het in enige vorm van detail nie. So, miskien is dit 'n bietjie huiswerk om vanaand as jy verveeld is of wonder wat jy wil doen, dan gaan kyk jy 'n bietjie daar agter waar Paulus rondgereis het en dan gaan soek jy dalk die tekste in Handelinge waar dit primêr opgeteken is
En kyk wat het gebeur by die plekke waar hy verbygereis het op sy onderskeie sendingreise. Die gedeelte vooraf vind plaas in Berea en daar's 'n reuse oproer. Daar's groot moeilikheid, die ouens raak verskriklik opstandig. Daar's 'n groepie ouens wat niks van Paulus hulle hou en die leer wat Paulus hulle verkondig nie. Die ouens, hulle stook mense ook op en kwaad en hulle veroorsaak onrus. En Paulus se vriende sê vir hom, luister Paulus, is tyd vir jou om te gaan. Is tyd vir jou om te gaan. Daar's 2 ouens wat sal agterbly en dit is Silas en Timoteus. Nou ek weet nie of hulle daar geredeneer het dat die ouens jonger was en vinnig genoeg kan weghardloop vir die moeilikheid wanneer die moeilikheid opdaag weer nie. Maar hulle vat vir Paulus weg na Athene. Athene is so wat 350 km weg van Berea af. So net om 'n idee te kry van die skaal van die oproer wat daar was, dat hulle dit nodig geag het om vir Paulus so ver weg te vat in die antieke tyd. Athene was 'n interessante stad, 'n moderne kulturele hotspot van kultuur en al wat 'n mengelmoes van mense is, was daar. Dit was die setel van die filosowe en die slim geleerde ouens. En jy sou amper, as jy nou kan dink aan 'n multikulturele wêreldstad vandag, so jy nou dink dalk aan 'n plek soos New York of een van die stede in Europa waar jy nou 'n klomp kulture in een plek het, is min of meer hoe Athene daai tyd was. Die mense het gehou van praat, hulle het gehou van debatvoering en redevoering en baie gesels en hulle was nuuskierige ouens, ons sien dit later in die teks ook. En in Athene kry Paulus nou met 'n paar groepe mense te doen. Eerstens die Jode. Hy gaan preek in die sinagoge. Dis 'n patroon wat ons by Paulus kry waar hy by die plekke waar hy aankom, gaan verkondig hy die evangelie in die sinagoges. Hy begin daar by die Jode en hy vertel vir hulle van die evangelie van Jesus Christus. Die tweede groep mense wat hy teekom, is ouens soos handelaars, die gewone ou op straat, met wie hy praat en vertel. En die derde een wat ons nou in die teksgedeelte wat ons gaan lees, is die filosowe. Nou daar's 2 filosowe skole daar. Dit is die Epikureërs en die Stoïsyne. Nou, die verskriklike woorde hoef jy nou nie te onthou nie, maar onthou ten minste net die 2 groepe ouens het redelik uiteenlopend geglo. Die Epikureërs, hulle was die materialiste en die ateïste van ouds. Hulle het nie geglo in lewe na die dood of enige hemelwesens. Jy sou amper kon sê hulle is soos die Sadduseërs van die Jode. Amper so iets, want die Sadduseërs het mos nou ook nie in engele en die lewe hierna regtig geglo nie. So, ja, hulle hooffokus was plesier en geluk en hulle lese, so jy kon opsom as streef na plesier en vermy pyn. Ek dink dis iets wat nou deur die jare nie noodwendig weggeval het van daai tyd af al nie. En Epicurus, hulle die vader van die Epikureërs sou mens kan sê, hy het geglo alles het tot stand gekom deur toeval, deur die toevallige samevoeging en bymekaar, of nie samevoeging nie, die toevallige bymekaar kom van atome en materie. Hierdie goeters volgens hom was al hierdie goed wat ons sien in hierdie wêreld bloot toevallig. Weereens lei dit nog 'n klokkie na baie van die moderne wetenskaplikes wat ons nou ook vandag van weet. Hulle het 'n fundament vir die meerderheid van filosofiese wêreldbeskouings gegee van ons tyd. Waar kom alles vandaan? Toeval. Dit was hulle antwoord. So dis die Epikureërs, die ateïste, materialiste aan die een kant, aan die ander kant het jy die Stoïsyne. Hulle was redelike en goed gedissiplineerde mense. Klem gelê op selfbeheersing, baie noukeurig gedissiplineerd gewees. En hulle het geglo dat na jou dood keer jou siel terug na die kosmiese siel, wat dit ook al mag beteken. So dis hierdie New Age tipe bewegings amper, mense moet nou nie dink is New Age nie, is al meer as veel duisend jaar oud as jy dan nou daarna gaan kyk. Hulle het ook van hulle het geglo daar's baie gode en die gode was onpersoonlik en
ja, is amper maar soos 'n noodlot waarin jy moet nou maar net aanvaar en die goed vat soos dit kom. En die twee groepe was redelik in kontras met die evangelie, né? As jy nou dink die evangelie van selfopoffering, volharding te midde van lyding. Die ouens was die epikureërs in die afval het gesê vir my pyn, bly weg. Streef vreugde en lekker, soekie leef vir die oomblik. OK. So dis die groepe ouens wat ons teëkry of teekom in die stuk. Daar was twee plekke van redevoering, die sinagoge en die Areopagus. Die Areopagus is nou waar die toespraak van Paulus plaasvind. Die Areopagus was amper soos 'n hof gewees waar ouens gepraat het. Dit dra dieselfde naam as die heuwel wat daar naby was, Ares, die god van oorlog, of dan in Engels praat hulle ook van Mars Hill, Marsheuwel, soos die god van oorlog se plek wat hulle daarso dan nou as te ware gehad het, en dis waar hy sy toespraak lewer. Let op na die volgende details in die teks. Dis nou die gedeelte van die geskiedenisles wat nou tot 'n einde kom. Let op na die volgende wanneer ons deur die teks lees. Kyk na die reaksies van die karakters. Kyk na Paulus se reaksie en kyk na die hoorders se reaksies. Hoe reageer hulle op die omstandighede rondom hulle? Sleutelwoorde in hierdie gedeelte: verkondig, praat, sê, daai gespreksvoering idee, en luister fyn of jy die evangelie kan raak hoor wanneer ons deur die teks lees. Kom ons lees. Handelinge 17. Vanaf vers 16 tot 34. En julle sal ook opmerk, ek het nie die teks op die bord vanoggend nie. Ek wil graag hê as jy nou nie jou Bybel het om saam te volg nie, luister. Luister. Soos wat die mense destyds na Paulus sou geluister het, hoor sy woorde, hoor wat hy dan sê. Terwyl Paulus in Athene op hulle gewag het, dis nou vir Timoteus hulle, né? Was hy in sy gees diep verontwaardig, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die mense wat God vereer geredeneer en ook elke dag op die markplein met wie ook al daar was. Sommige van die epikuriese en stoïsynse filosowe het ook met hom gedebatteer en party van hulle het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? En omdat hy Jesus en die opstanding verkondig het, het ander van hulle weer opgemerk, dit lyk of hy 'n verkondiger van vreemde gode is. Hulle het hom geneem en na die Areopagus gebring en gesê, mag ons weet wat die nuwe leer is wat deur jou verkondig word. Want dit wat jy sê val vreemd op ons ore en ons wil graag weet wat dit beteken. Al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het vir niks anders tyd as om oor iets nuuts te praat nie, of daarna te luister nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan, aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here is van die hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon ook nie deur menslike hande, hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons
beweeg ons en bestaan ons. So sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit dan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Toe hulle van die opstanding van die dooies hoor, het sommige hom uitgelag, terwyl ander gesê het, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus uit hulle midde vertrek. 'n Paar manne het egter gelowig geword en by hom aangesluit, onder wie Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Tot sover lees ons, dit is die woord van die Here. 'n Verhale en vertellings is interessant. Want hoe fyner ons kyk en hoe meer ons daarmee bedrywig is en besig is, sien ons dikwels iets van onsself raak. Vanoggend is die boodskap tot jou oor. Dalk lyk jou hart soos Athene, dis wat Paulus dit gevind het met 'n klomp afgode, 'n klomp afgodsbeelde, afgodstempels daarso. Of dalk lyk jou hart soos die van 'n gelowige waar die Here Jesus Christus in woon. Daar waar hy op die troon sit. En dis moontlik dat daar dalk ietsie tussenin ook is. Want na mate jy dieper delf en na mate die Heilige Gees besig is met jou, besef jy dat hier dalk goed aan jou is waar jy wel nodig het om te skaaf en waar die Here aan jou wil skaaf. Ons noem dit die heiligmakingsproses van die gelowiges. Nou Lukas skryf mooi hoe Paulus se gees verontwaardig is. Hy's verontwaardig, hy kyk rond en hy's die woord verontwaardig het eintlik soveel ingeslote emosie daar binne. Ek dink as ons nou moet praat van verontwaardig, dan sal ons woorde soos gefrustreerd, woede, teleurgesteldheid, hartseer daaraan koppel. Maar in die gedeelte sien ons ook dat Paulus se verontwaardiging uitloop op iets wat vrug dra in die koninkryk. Dit loop nie uit op sonde nie. En daar lê die fyn ding wat elkeen van ons as gelowiges moet raak sien en waarby ons moet uitkom om te vra, maar waarop loop ons emosies wat in ons hart aangeraak en aangeroer word oor goed in hierdie wêreld, ongeregtigheid of onregverdigheid, korrupsie, misdaad, enigiets in die nuus, waarop loop dit uit? Dra ons emosies, ons verontwaardiging, dra dit vrug in die koninkryk of lei dit tot sonde? Vanuit Paulus se verontwaardiging vloei verkondiging. Dis wat gebeur in die gedeelte wat ons nou gelees het. Hy staan die nuuskierige redevoerders en debatteerders te woord, gereed met 'n antwoord van hoop wat in die gelowiges leef. 1 Petrus 3 vers 15, kom daar is ons nou na vore, wat sê, inteendeel eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef.
Daar's 'n opdrag vir elke gelowige om te kan getuig van die hoop wat in jou leef. En elkeen van ons as gelowiges leef. Maar dit daar gelaat, hulle vra vir hom uit oor hierdie ongehoorde leer. Jy kan hierdie nuuskierigheid van hulle hoor. Hulle sê ek wil nog meer weet, wat sê jy oor die goeters? Want ons het dit nou nog nie gehoor nie. En hulle dink hy verkondig 2 leerstellings of 2 skole van geloof as te ware, want hulle hoor Jesus aan die een kant en iets daarvan en hulle hoor van opstanding uit die dood en hulle nuuskierigheid is geprikkel. Maar net omdat iemand nuuskierig en leergierig is oor die evangelie, beteken nie dat hulle gelowig is nie. Hy wys hulle daarop dat hulle in alle opsigte, is nogal interessant hoe daai woord alle opsigte baie godsdienstig is. Nou as jy nou sou hoor dat iemand godsdienstig is, wat is die konnotasies wat jy daarmee maak? Wat is die eienskappe wat jou lei tot daardie gevolgtrekking dat iemand godsdienstig is? Sou dit gesien word in die dissiplines wat hy handhaaf, gewoontes wat hy het, miskien erediens bywoning, miskien om bydraes te lewer vir die kerk of gemeenskapswerk of dienswerk? Sien jy dit in die wyse waarop hulle voorwerpe van aanbidding oppas, of die dinge wat hulle met hulle aanbidding assosieer oppas? Kyk byvoorbeeld die kerkgebou, ons pas die kerkgebou mooi op. Dis mooi, daar's detail, dis esteties aanvaarbaar. Waaraan meet 'n mens die godsdienstigheid? Ons raak net nou weer daaraan, wanneer ons praat oor die altare en dis meer. Wanneer hy praat oor die godsdienstigheid, dan sê hy spreek almal toe. So die klomp ateïste is ook ingesluit daarbey, né, die epikureërs. Hy sê julle is ook godsdienstig. Nou wonder ek al klaar hoe hierdie ouens rondgeskuif van ongemak wat hulle eintlik beswaar wil opteken en sê maar wow, dis nie ons van wie jy praat. Jy kan nie sê ons is godsdienstig nie, ons is filosofies. Maar hy wys eintlik maar net indirek daarop dat hulle almal ook maar 'n vorm van godsdienst beoefen. Ons sien dit vandag nog. Nou ek wonder as ons in die spieël van die teks kyk, in terme van ons samelewing, en ek het net nou daarin geraak, die kerkgebou en dissiplines en dis meer, sluit dit nou aan by daai vraag wat ek vir julle aan die begin gevra het, wat doen jy elke dag? Wat is jou gewoontes elke dag? En hoekom doen jy dit? En wat daarmee saamloop is, waarin stel jy jou vertroue? Ons godsdienstigheid in vandag se terme kan verskeie forme aanneem dalk, as ons daarna begin kyk en ons sien, goed soos dissipline, fyn dissiplines, wat se dissipline ook al, of dit nou is, of oefening, of lang gesprekke oor die politiek, of oor die rugby, of ons is fyn geoefen om deel te neem aan 'n klomp van hierdie goed. Ons spandeer 'n klomp tyd en toewyding aan goed in ons lewens, wat ons nie noodwendig met godsdiens sou assosieer nie. Dieselfde met die besteding van geld. Die gevaar is klaarblyklik dat die godsdienstige ondertoon waarmee hierdie sake nagevolg word, 'n groot risiko bied vir die wat dit beoefen, omdat dit kan lei tot veelvuldige afgodsbeelde en altare wat opgerig word in die wat dit beoefen se lewens. Daarom moet ons fyn gaan kyk, waarin spandeer ons tyd? Waarin spandeer ons gedagtetyd? Is ons besig
om dalk onwetend godsdienste te beoefen in ons lewens en in die wyse waarop ons handel, wat ons baie godsdienstig laat vertoon, maar nie godsdiens aan die lewende en ware God is nie. Calvin het gesê dat die hart vir alle praktiese doeleindes 'n afgodsfabriek is. Die sondige aard, alles, enige probleem in jou lewe kan jy eintlik terugtrek op een of ander manier na afgoderry. Hoe sou mens dit doen? Wel, dis eenvoudig. As God vir jou sê A en jy gaan doen B, dan het jy jouself as God gestel in jou lewe. Dan is jy besig om jouself te aanbid, want jy ag jou wil belangriker as God se wil. Afgode is nie altyd daar nie. Afgode kan hier binne ook wees. Jouself, die eie ek. 2 Korintiërs 6 herinner ons dat ons elkeen 'n tempel is van die lewende Here. So as jy en ek as gelowiges 'n tempel is van God, dan beteken dit as te ware dat elke deel van ons lewens deel is van 'n godsdienstige handeling. Elke aksie wat in en vanuit die tempel geskied, is 'n godsdienstige handeling. Die vraag kom dalk neer, watter God word vereer deur jou lewe en deur jou handelinge? Romeine 12 vers 1 kom die oproep: broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Lyk jou lewe, is jou lewe 'n offer voor die Here? Is alles wat jy doen 'n offer voor die Here? Vra vir ons as gelowiges om oor na te dink. Paulus praat in die gedeelte van 'n onbekende God. Hierdie God wat die Atheners aanbid, maar hulle ken nie sy naam nie. Hulle weet nie wie dit is nie. Nou die altaar het 'n interessante oorsprong. Hulle sê dat eeue van tevore was daar 'n pandemie gewees. Die mense het doodgegaan by die hordes en hulle het geoffer aan al hulle gode en daar het geen verligting gekom vir die pandemie nie. Die mense het bly sterf en bly sterf. En hulle gaan praat met Epidemienus, een van die Epimenides. Hy was 'n wysgeer van Kreta gewees. Hulle gaan praat met hom en hulle sê vir hom, maar wat moet ons doen? Ons weet nie, ons het nou al geoffer, laat dit goed gaan en die mense gaan dood by die hordes. En hy kom toe nou met die idee dat hulle 'n klomp skape moet kry wat honger is, wat nie gevoer is vir 'n tyd lank nie. Hulle moet die skape van verskillende kleure daar op die een heuwel loslaat. En die skape wat gaan lê in plaas van om te wy, op elkeen van daai plekke moet hulle dan 'n altaar oprig en die skaap daar offer. En hulle het dit toe nou so gedoen en die altare is opgerig. En op die altare is dan nou geskryf aan 'n onbekende God. En nadat hulle dit gedoen het, het die epidemie toe nou gewyk. Paulus haak aan by hierdie storie in die verlede van die Atheners en hy sê vir hulle, maar sien julle het nie geweet wie julle dien nie, nou kom vertel ek vir julle wie hierdie God is wat aan julle goed gedoen het. Hier is dit belangrik om wel net 'n kantaantekening vinnig te maak, om te sê, Paulus is nie 'n universalis nie. Hy is nie besig om hier te verkondig dat almal gered word en dat hierdie ouens se geloof ook eintlik oukei is nie. Ons gaan nou daarby kom. Dis nie waarmee hy besig is nie. Maar hy gebruik 'n verhaal uit hulle verlede uit om te wys waar die evangelie, die goeie nuus, aanhaak.
en dat hulle wel brokkies en stukkies van die waarheid in hulle geloof of in hulle godsdienstbeoefening wel gehad het. Hy kom stel die ware God aan hulle bekend. Die eerste plek, God as skepper. Hy sê vir hulle, maar God, die God wat ek verkondig, die lewende ware God, is groter as hierdie gode wat julle van prentjies het. Julle dink hierdie gode kan woon in 'n tempel wat julle gemaak het. Julle dink hierdie gode wat julle aanbid kan in 'n beeltjie sy tuiste vind. Dis te klein. Julle verstaan nie, julle dink te klein. Hy spreek ook hulle godsbeeld verder aan en hy sê, maar daar's nie baie gode nie, daar's een lewende God. En hy kort niks. Hy het nie behoefte aan enigiets wat julle vir hom wil bring nie. Hierdie offers wat julle bring, dis nie asof hy enigiets nodig het nie. Hy is die bron daarvan. Hy gee dit alles. Saam met dit stel hy God bekend as die God wat hom laat vind. Hy sê vir hulle, God is nie daar ver nie. Hierdie godsdienstige voorwerpe en al hierdie goed wat julle hier het, is so tekenend van hoe graag julle na God soek. Maar hy is nie ver nie. Hy is hier. Hy sorg vir almal. Hy hou almal en alles in stand. En ons kom nou op die punt wat ek net nou gesê het van Paulus is nie 'n universalis nie. Hy maak nie 'n saak daarvoor dat almal gered gaan word nie. Hy maak nie 'n saak daarvoor dat julle maar kan voortgaan, as hy nou met die Atheners praat, julle maar kan voortgaan met hierdie altare wat julle aanbid, julle raakpunt aan die waarheid gaan so aan, dis alright nie. Nee. Hy verkondig die evangelie aan hulle. Hy sê dat daar ontbrekende kennis by hulle is, wat hulle moet weet om die komende oordeel, om daarvan vrygemaak of losgemaak te word. Hy stel God aan hulle bekend as die genadige God. Hy sê in die verlede het God julle dade oorgesien. Hy stel God bekend as die regverdige God. En hy lig hulle in van die komende oordeel. Die oordeel deur 'n man. En hoe word dit bevestig? En hier aan die einde van sy toespraak kom hy by die gedeelte wat hulle eintlik oor gewonder het. Want hulle het hom uitgevra oor, wat is die leer wat jy verkondig? Wie is die God wat jy verkondig? En hy kom aan die einde en hy sê vir hulle, maar dit is hoekom die opstanding van die dood daar is. En dis hoekom dit sentraal staan. Want God bevestig die komende oordeel deur die opstanding van die dood. Opstanding uit die dood. En dit deur 'n man. Daarmee saam hoor ons die evangelie. Het jy opgelet in die teksgedeelte hoe God bekend gestel word aan die mense? Hoe die genade van God beklemtoon word, maar ook die regverdigheid, die oordeel wat op pad is. En wat is die evangelie? Evangelie, goeie nuus. Hoe kan jy daai oordeel, ek kan amper sê, vryspring? Hoe kan jy anderkant daai oordeel uitkom? Hy sê in vers 30, daai bekende maar nou. Maar nou. Nou moet julle bekeer. Die tyd is hier. Die tyd is gereed vir jou om te antwoord op God se roepstem. Die God wat jy gedink het ver is hier. Besef dit. Stop dit by besef? Nee, want dit is nie net 'n kennishandeling nie.
bekeer. Sodat mense hulle kan bekeer. Metanoia, die Grieks, die verduideliking daarvoor is to change one's way of life as the result of a complete change of thought and attitude with regard to sin and righteousness. 'n totale omwenteling en ommeswaai van jou lewe en jou lewenshandel, omdat jou gedagtes drasties anders is oor sonde en oor geregtigheid. Geregtigheid voor God. Is jou saak met God reg? Daar is 3 reaksies op die opstanding uit die dood. Sommige lag daaroor, hulle vind dit belaglik. Sommige is nuuskierig daaroor. Dis interessant of dis mooi, ons wil meer hieroor weet. Die derde reaksie is dat sommige dit glo. Dit is die waarheid en die verlossing. Hierdie is ook die reaksie op die evangelieboodskap. Omdat die goeie nuus, die evangelie berus op die opstanding van Christus uit die dood. Ons het vroeër vanoggend gepraat, ons gesê maar glo jy dat Jesus regtig, egtig mens geword het, gebore is, groot geword het hier op aarde, gewandel het op hierdie grond, en dat hy regtig, egtig doodgemaak is, gekruisig is, dat hy begrawe is, dat hy regtig, egtig dood was, nie net in 'n effense slaap of iets nie, regtig, egtig dood was, maar dat hy net so waarlik en regtig opgestaan het uit die dood. Glo jy dit? Ten spyte van die wêreld wat vir jou wil lag. Ten spyte van die ander mense wat sê, dis interessant, maar dalk is dit nie heeltemal so, dis interessant, en ons kan die mooi, en ons kan die redenasies daar agter sien, en ons kan die filosofie daarvan aanhang. Maar wanneer jy sê dit het regtig, egtig gebeur, dan klink dit daarom net 'n bietjie. Julle, ek sluit af. Die boodskap van Paulus wat hy aan die Atheners gegee het, is so wat 2000 jaar van ons sal verwyder. Dis ver. Die Areopagus self is ook so 6740 km van hier af. Dis ver. Ons is hier vanoggend in 'n pragtige kerkgebou. En ons kyk na die wêreld hier buite en ons kom tot die besef dat die afgodsbeelde hier buite in die samelewing dalk ander baadjies aangetrek het. Of dalk het hulle daai baadjie net 'n bietjie reg getrek. As mense ook sien dat daar min goed is wat nuut is onder die son. My naam is nie Paulus nie. En julle is nie filosowe en Atheners en mense uit verskillende gelowe wat hier sit nie. Maar as ons vanoggend hierdie woorde hoor, hierdie woorde, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe gee en asem, ja, alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak,
om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Hoe sal elkeen van ons daarop reageer? En as ek nou 40 keer in daai stuk dalk die woorde regtig egtig moet insit sodat dit moet insink, dan moet ons dit dalk doen. Ek glo regtig egtig in God die Vader. Regtig egtig die Almagtige. Regtig egtig die skepper van die hemel en die aarde. Regtig egtig in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Wat regtig egtig ontvang is van die Heilige Gees. Wat regtig egtig gebore is uit die maagd Maria. Wat regtig egtig gelei het onder Pontius Pilatus. Wat regtig egtig gekruisig is. Regtig egtig gesterf het. En regtig egtig begrawe is. En regtig egtig ter helle neergedaal het. En dan wat regtig egtig opgestaan het uit die dood. God is naby aan die verlorenes. Die probleem is hulle weet dit nie. Hoe beïnvloed dit jou roeping as gelowige? God is naby aan ons as gelowiges. Ons moet dit onthou. Amen. Here, U is heilig. En selfs daarin skiet ons woordeskat en ons begrip te kort om te begryp wat ons daarmee bedoel wanneer ons dit sê. Here, U is veel groter as wat ons kan begryp of kan verstaan. Soos U, Here Jesus, die tempel skoon gemaak het en tafels omgekeer het en die mense uitgejaag het wat nie daar hoort nie, bid ek dat U in elkeen van ons se harte so sal werk, dat U hierdie afgodsbeelde wat ons dikwels onwetend oprig, dat U dit sal afbreek. Dat U dit tot niets sal maak en sal wegneem, Here. Dat U ons weerstandigheid teen U werking daarmee saam sal afbreek. Rig ons gedagtes op U. Mag ons lewens ware en heilige offers voor U troon wees, Here. En vergewe ons. Vergewe ons vir die kere wat ons so dikwels ons afgodsbeelde poleer en blink maak in plaas van om hulle af te breek. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Julle, ons gaan nou 'n lied sing. Die kollekte kan in die